Nasie in gesprek met trots aan jou gebring deur Afgri, Fort Knox, Hinterland, Monsanto, Nedbank, NWK en Senwes. Dit is nie grondhervorming wat jou plaas van jou gaan wegneem nie. Dit is eerder jou buurman wat groot dink en hom aanpas by die omstandighede wat in staat gaan wees om jou plaas te koop. Daar is heelwat aanpassings wat in die landbou gemaak moet word. As jou grond net 'n kommoditeit is wat jy in jou onderneming wil gebruik om geld te genereer, gaan jy die toets slaag. Maar as jy een van die boere is wat in jou grond wil vasklou oor sentimentele redes, gaan jy dit in elk geval verloor. Dit is nie die grootste of rykste of sterkste man wat gaan oorbly nie. Dit is eerder die een wat hom die beste kan aanpas. Landbou het 'n baie groter rol in die land se toekoms as wat baie mense wil erken, want dit is juis landbou wat moet toesien dat daar voedselsekerheid is. Goeiedag en welkom by Nasie in Gesprek, hier vanaf Forum Homini in die wieg van die mensdom. Vandag gesels ons oor grondeienaarskap en ons vra die vraag: is daar 'n plek vir tradisionele gemeenskaplike grondbesit in die Suid-Afrikaanse landbouomgewing? Onthou om saam te gesels op Twitter by Nation Converse. As jy sterk voel oor 'n saak of graag met ons wil kommunikeer. By my in die ateljee vandag is John Gibbs, verteenwoordiger van die In-Transformation Initiative, en Piet Kroukamp, politieke ontleder en rubriekskrywer. John, ek wil begin by jou. In-Transformation Initiative, wat is dit? Thanks, Theo. I represent In-Transformation Initiative. It's an association of strategic thinkers that have been grouped specifically and applied around the world and in South Africa on complex issues. They focus on maintaining dialogue, stimulating dialogue, and getting creative thought going on the really complex issues that we face from day to day in South African society in particular. En in daai omgewing praat julle met die regering en julle praat met die rolspelers. All role players in the current topic under conversation, we are in between, should we say, the government on the one hand, the ruling party on the other political parties that have interest in the space, as well as the industry itself, the business chambers in agriculture, the commercial farmers, the emerging farmers, and all role players that can contribute to this particular solution or this particular issue. Piet, voordat ons kom by tradisionele boerdery en gemeenskapsboerdery, jy het baie ervaring en kennis opgedoen oor kommersiële boerdery in Suid-Afrika. Ja, ek dink ons het dikwels die punt gemaak dat 20% van die boere in Suid-Afrika neem verantwoordelikheid vir 80% van voedselproduksie in Suid-Afrika. En ongelukkig dink ek dit is die toekoms. Dit is die toekoms van sê net maar die familieplaas. Dit sal uiteindelik ook die toekoms bepaal van kleiner boere wat in landelike areas bly. Want as jy na 'n klein boer kyk, dit kos ontsaglik baie kapitaal en ontsaglik baie, noem dit maar ekspertise, om 'n klein boer te maak werk. En op hierdie stadium met die staat wat geweldig onder geweldige finansiële druk is en finansieringsinstellings wat waarskynlik nie noodwendig op 'n groot skaal daar gaan betrokke raak nie, maak dit nie noodwendig sin om 'n groot investering in klein boere te doen nie. Maar dit gesê, daar's 400.000, meer as 400.000 klein boere in Suid-Afrika en hulle dra op 'n bepaalde manier by tot voedselsekerheid. Hulle lewer voedselsekerheid in landelike areas wat groot winkelkettinggroepe nie noodwendig by uitkom nie, waar jy die ekonomie van skaalvoordele afwentel na die samelewing toe nie. En hulle is belangrik. En op dieselfde manier, sê net maar die familieplaas is geweldig belangrik, want dit noem dit maar die institutional memory, die institusionele geheue wat dit lewer aan die groot boere, die 20% groter boere, om werklik suksesvol te boer. Alle groot boere in Suid-Afrika, alle werklike groot kommersiële boere, was op 'n stadium 'n familieboer, of sy voorouers was familieboere. So daar's 'n bepaalde kontinuïteit wat reg deur die stelsel loop, wat absoluut noodsaaklik is. Ek wil net by daai optel, en daai tendens van groot kommersiële boere wat op skaal boer, tegnologie gebruik, wat se marges, omdat die marges relatief klein word deur volume opgemaak, dis nie 'n Suid-Afrikaanse tendens nie, dis 'n wêreldwye tendens. Dis 'n wêreldwye tendens. Die Pareto beginsel van 20% boere wat verantwoordelikheid neem vir 80% van voedselproduksie, is wêreldwyd is dat die verskynsel, ja. John, the traditional farmer in the rural area, that's different from a commercial farming entity. Waar is daai groot verskille? Indeed, I mean, your commercial farmer is primarily driven by commercial objectives,
profit, input-output, and the stark realities of operating in that economic space. I think your traditional areas, and we can group them into probably one or two different configurations. You find that the object is not necessarily commercial gain or economic gain per se, although it goes about a sense of security in terms of the food security for that particular family, and at a slightly expanded view, the community itself. It is not focused currently in South Africa on commercial economic gain for those communities. Beteken dit ook dat wanneer ons kyk na die transformasiedoelwitte van landbou en die langtermyn gesondheid van die landbousektor, dat ons verskillende oplossings vir verskillende segmente moet kry? No, without a doubt. I think Piet mentioned it now. The importance of the family farm as the baseline unit from which most farming operations evolve, especially for the big commercial farmers. They were all once part and parcel of being a family farm. The same can be said for the families that operate within communal farms or within tribal trust areas. That is where it all begins. So I think we need to understand that there's not a one-size-fits-all solution to this. If we are going to create a broader base of economic beneficiation in South Africa in the agricultural space, specifically around issues around, for example, land reform, then I think we've got to recognize this sort of graduation, if you like, the graduation of people through the steps, ultimately, if the person so desires, on a voluntary basis, becoming that large-scale commercial farmer. Piet, die een van die doelwitte van die nasionale ontwikkelingsplan en van die landbousektor is om werk te skep. As jy praat van groot kommersiële boerderye, dan gaan dit oor tegnologie, dit gaan oor mekanisasie, dit gaan oor skaal, dit het 'n ander tipe kundigheid nodig. Dis nie meer 'n kundigheid van iemand wat iets kan ronddra nie of 'n trekker bestuur nie. Dis iemand wat 'n duurste toerusting as operateur kan laat werk. Hoe kom daai twee punte bymekaar? Daar's 'n bietjie van 'n mite dat die boer, of 'n groot kommersiële boer, dit gaan primêr oor wins by hom. In Suid-Afrika en in baie ander plekke in die wêreld, 'n boer wat winsgedrewe is, kan ek nou vir jou sê, sal nie lank hou in landbou nie. Jy moet onthou, jy funksioneer binne bepaalde gemeenskappe, binne bepaalde arbeidsmark, binne bepaalde tegnologiese konteks. Met ander woorde, 'n boer is nie net winsgedrewe nie, hy's 'n besigheidsman. En 'n besigheidsman neem veelerlei komponente van daai besigheid, neem hy baie ernstig op in 'n poging om sy risiko's te bestuur en so laag as moontlik te hou. Jy kan nie jou arbeidsmark nie ernstig opneem nie. Nou dit is inderdaad so dat daar geweldige mekanisasie plaasvind en 'n geweldige invoer van tegnologie. Mense moet die twee miskien 'n bietjie van mekaar onderskei, want dit is nie dieselfde ding nie. Maar dit is ook so dat die hoeveelheid werkers wat ons vandag minder het in die landbousektor, en daar's aansienlik minder, daar's van 1 miljoen af, meer as 1 miljoen is nou rondom 500,000. Daai hoeveelheid werkers het nie weggeraak as gevolg van mekanisasie en die invoer van tegnologie nie. Dit het waarskynlik van beleidsonsekerhede, iets met beleidsonsekerhede te doen. Dit het te doen met die feit die ekonomie van skaal. Met ander woorde, geweldig baie boere het verdwyn. Sê net maar daar was hier rondom 70,000 boere 20 jaar gelede. Nou sit ons met 40,000 boere. Daai boere het nie verdwyn omdat daar grondhervorming was of beleidsonsekerheid selfs was nie. Dit was die ekonomie van skaal. Met ander woorde, dit is tekens van vordering, van ontwikkeling, van progressie, van mededingend word in die wêreldekonomie wat landbou betref. So in daardie konteks moet 'n mens altyd kyk na arbeid en sê, dit is inderdaad so. Daar's dieselfde hoeveelheid mense wat waarskynlik werk vandag as 5 en 6 jaar gelede, maar ons het geweldige tegnologie ingevoer, geweldig gemekaniseer, maar die mense wat nou daardie implemente bestuur en bedryf, is mense met 'n nuwe vaardigheidsvlak. En ek het spesifiek ondervinding daarvan, dat 'n boer vir my gesê het, ek sit met 'n man, hierdie ou wat nou hierdie trekker hier bestuur. 5 jaar gelede het hy 'n trekker bestuur en hy het argumentsonthaalwe R5,000 'n maand gekry. Vandag bestuur, en daai trekker was R100,000. Nou is daai trekker is R2 miljoen. Nou kry hierdie ou R8,000 en R9,000 'n maand by, want as ek hom nie daai prys betaal nie, die boer langs hom wil baie graag iemand hê wat verantwoordelik met so 'n duur implement kan omgaan. En dit is wat die waarde en die vaardighede van arbeid in landbousektor geweldig voordeel gebring het. Ek wil na die breek spesifiek gesels as uit die hoek van 'n plaas as 'n gemeenskapsbate en ook hoe ons die opbrengste verhoog in die tradisionele sektore. Sluit na die breek by ons aan in die verdere deel van Nasie in Gesprek. Welkom terug by Nasie in Gesprek. Ons gesels verder oor die kwessie van tradisionele gemeenskaplike grondbesit in die Suid-Afrikaanse landbouomgewing. Piet, jy het nou gepraat van die kommersiële plaas en van die elemente daarbey betrokke, maar
'n kommersiële plaas is tog 'n gemeenskapsbate, 'n bate vir die eienaar wat 'n rendement verdien, vir die mense wat daar werk, vir die omgewing wat hy skep, vir die infrastruktuur wat hy skep, maar dit beteken ook daar's 'n verantwoordelikheid op die eienaars en fidusiëre verantwoordelikheid op die mense in beheer van hierdie gemeenskapsbate. Word daai rol so gesien? Ek weet nie noodwendig of dit van buite af so gesien word nie, maar ek dink duidelik landbouers en boere en die gemeenskap wat direk betrokke is by landbou sien dit inderdaad so, want dit is so dat 'n plaas neem dikwels nie net finansiële en monetêre verantwoordelikheid vir die mense wat daar werk nie, maar hy neem ook maatskaplike verantwoordelikheid. 'n Plaaswerker maak staat op die mediese dienste wat die boer om toegang tot gee. 'n Plaaswerker maak staat op water en ligte en behuising. Dit is wat die boer moet voorsien op een of ander manier. So dit is sodat die boer het 'n baie meer omvattende betrokkenheid by die gemeenskap as waarvoor hy dikwels erkenning kry. Ek dink van buite af is die beeld egter een van 'n verhouding van eksploitasie. Met ander woorde is laagkoste arbeid. En 'n boer sal vir jou sê nee, maar kyk na die koste vir die maatskappy, jy weet, as jy behuising bysit, elektrisiteit sit, water bysit en veiligheid in bysit, as jy dit bysit, toegang tot mediese dienste. Jy het bly in die stad, jy het toegang tot 'n mediese fonds. Die plaaswerker, hy het toegang tot die boer is sy mediese fonds as dit ware. Maar om daardie goed te kwantifiseer, ek weet nie noodwendig of dit in 'n politieke sin of 'n politieke konteks gaan sin maak nie. En daarom sal mense miskien toenemend moet kyk na ander modelle. Ek dink in die toekoms sal boere minder verantwoordelikheid neem op die maatskaplike vlak vir werkers en daar sal meer 'n kommersiële insentief moet wees vir plaaswerkers om die plaas te bly. En daarvoor het jy opleiding nodig, jy het hoë vlakke van tegnologie nodig en die plaaswerker van die toekoms gaan 'n totale ander verskynsel wees. Ek dink ek het al by geleentheid gesê, eintlik moet ons van 'n plaaswerker totaal ontslaa raak in die tradisionele sin. Die persoon wat daar is moet 'n opgeleide werker wees, anders moet jy hom nie op jou plaas hê nie, want dit is 'n maatskaplike slawerny eintlik om iemand aan te hou teen geweldige lae besoldiging in baie nederige behuising onder baie nederige kondisies en jy neem op 'n paternalistiese wyse verantwoordelikheid vir hom. Daai verskynsel is nie standhoudend in 'n moderne ekonomie nie. So die persepsie dat landbou soos mynbou geskoei is op goedkoop arbeid wat uitgebuit word, dit moet van die tafel afkom. Dit moet verdwyn. Dieselfde gebeur met mynbou. Dit is net 'n mynbouer of 'n mynwerker en 'n plaaswerker wat vasgevang word in 'n sosio-ekonomiese klas waarvan hy nie kan ontsnap. Jy kan maar gaan kyk, 'n plaaswerker, sy oupa was 'n plaaswerker en sy pa was 'n plaaswerker en sy kinders gaan plaaswerkers wees. En presies dieselfde met 'n mynwerker. Ons moet daai ketting moet ons breek. Die volgende generasie plaaswerker kinders moet eenvoudig in ander industrieë gaan werk, of hulle moet behoorlik opgelei word, of hulle moet na skole toe gaan wat hulle die vermoë gee om sosio-ekonomies mobiel te wees, om na ander klasse op te beweeg. Dit het ons nie noodwendig altyd. Ons het dit noodwendig nou nie, want in die verlede was die ekonomie was op so 'n manier gerad dat dit sin gemaak het om mense op lae vlakke van besoldiging aan te hou. Nou maak dit eenvoudig nie meer sin, nie polities en ook nie meer ekonomies. In die toekoms sal jy nie goedkoop arbeid kan bekostig aan jou bedryf nie, want jy kan nie laaggeskoolde arbeid bekostig nie. Die totale waarde van die primêre landbousektor, as jy nou die Departement van Landbou se statistiek vat en jy tel by die grond, die toerusting en die vee, is so 360 miljard rand. Dit sou die 8ste grootste genoteerde maatskappy op die JSE gewees het. Maar wat interessant was, dit maak 'n groter bruto wins as die grootste genoteerde maatskappy op die JSE. So ek dink 'n mens moet daai elemente ook in ag neem as jy kyk na hierdie gemeenskapsbate om dit vorentoe te vat. Ja, ek dink ook 'n ander belangrike ding van die groot boere is toenemend is hulle ons die bindingsmeganisme tussen ons en die internasionale politieke ekonomie. Jy weet van hierdie groot boere, hulle funksioneer hoofsaaklik in Europa. Ek dink ons is die laaste paar jaar een van die top 3 grootste uitvoerders van sitrus na Europa toe. Van hierdie groot boere is besig om sê net maar pakstore en bedrywe op te sit in ander lande in die wêreld waar daai dividende kom op 'n stadium kom terug na Suid-Afrika. En dis normale besigheidspraktyk. Normale besigheidspraktyk. John, kom ons kom terug. Hierdie is nou die kommersiële boere wat Suid-Afrika van die beste het en van die suksesvolheid. Wanneer dit kom by tradisionele boerdery en die plek daarvan in die gemeenskap. Daar is geleenthede om opbrengste te verhoog, daar is geleenthede om werksekuriteit te gee, veral is dit 'n bestaansomgewing is. Hoe behoort 'n ou dit aan te spreek? It's actually very interesting, Theo, this particular topic. In the studies and the research that we did around South Africa, it was very interesting. You go to the traditional areas and you speak to the farmers in those areas and you ask them, what are your key challenges? And they're pretty much the same key challenges as a family farmer would have. They're just probably more acute because the ability to solve those challenges seems to be very, very far removed from the individual themselves. It goes about
access to finance, access to infrastructure, access to transport, access to water, access to labor, access to electricity, etc. So all of those become major limiting factors in the minds and the eyes and the mindset of the people participating in that space. One of the very interesting models that we saw in our research was originally a family farm market that was created in the Mopani district of Limpopo, which has transcended that and has opened its door to multiple suppliers. And instead of the vegetable producers in the Mopani area having to truck all their produce all the way down to Johannesburg market, 400 kilometers away, they formed this market in association with the fresh produce market of Johannesburg. The supply base of that fresh produce market is now in the region of about 400 people. The customer base is numerous, in fact so much so that it extends beyond the borders of South Africa. So to say that if you're in a community farm and that's where you stay for ad infinitum, all this particular model did was take the initiative of saying, right, we will give you a market more close at hand and more accessible to you. And it had an enormous impact on the emerging farmers in that area, and they now have a commercial mindset to their activities on their farms. So there are ways and means of doing it. It's just not necessarily the same approach that one might face or adopt as you would with a large-scale commercial operation. Na die breek wil ek bietjie kyk oor die toekoms en wat die modelle is wat die toekoms inhou. Welkom terug by Nasie in Gesprek. Ons sit ons gesprek rondom tradisionele en gemeenskaplike grondbesit voort. Piet, ek wil vir jou 'n politieke vraag vra. Ons is 9 maande weg van munisipale verkiesings. Is dit in belang van die regerende party om hierdie gronddebat en grondkwessie op te los? Hulle kan dit doen, maar hulle kan net die boere daarmee dreig, want daar's nie 'n enkele verkiesing in die verlede waar die grondkwessie 'n beduidende rol gespeel het nie. Die ontstaan van die EFF het beteken dat die werkersklas het hulle gedragspatroon verander wat die stembus betref en in 'n sekere mate die swart middelklas. Daar was nog nie enkele verkiesing waar grondbesit 'n beduidende rol gespeel het in waarvoor mense gaan stem nie. Met ander woorde, as die ANC daarvan in die aanloop na hierdie verkiesing 'n strydbuil maak, dan is dit omdat hulle 'n strydbuil met die opponerende of die oppositiepartye se steunbasisse een of ander stryd wil aanknoop. Die werklike revolusionêre kapitaal of kapasiteit in Suid-Afrika gaan oor stedelike grond. Dis die werklike diergrond in Suid-Afrika. Jy kan ook sien, dit is waar die EFF fokus. Met ander woorde, as daar in Suid-Afrika onbestendigheid gaan wees oor grond, gaan dit oor stedelike grond wees en nie oor plaasgrond nie. En ek dink dit sou 'n fout wees van die ANC om van grond 'n strydbuil te maak. Dit is 'n elite gesprek en ek steek my nek ver uit, maar ek sê nou vir jou, grondhonger is een van die groot mites van die politiek van Suid-Afrika. Is dit 'n groot verskil tussen ons en byvoorbeeld Zimbabwe? Kyk, jy moet onthou, hulle was 'n landelike staat. Nee. Hulle 64% van die mense bly in die landelike areas. By ons bly op hierdie stadium met soos 30-35, maksimum nie eens 40% van ons mense bly in landelike areas nie. So dit is 2 totaal verskillende ekonomieë. Jy kan hulle nie eers met mekaar vergelyk nie. Ek dink jy sal besef dat toe Zimbabwe se ekonomie geweldig baie sterk was, toe die toerisme sterk was en die tabakverkope goed was, toe was hulle ekonomie die grootte van die ekonomie van Durban. Vandag is dit die ekonomie van Bloemfontein. Jy kan die 2 met mekaar vergelyk nie. Nie die politieke dinamika nie die grondbesitbehoeftes nie. Jy kan niks werklik vergelyk. Die ironie is van wat die ANC wil doen en ek dink dis 'n bietjie waar John miskien in die hand speel van die regering as ek dit kan sê is. Hulle het 'n bepaalde intensie om mense in 'n feudale stelsel vasgevang te hou. Hulle skep al die politieke ruimte om van mense in 'n sosio-ekonomiese klas, in relatiewe armoede, in 'n feudale klas gevangene te hou. En dit is teen die grein van modernisering van ekonomie, dis teen die grein van wat in werklikheid in Suid-Afrika gebeur. Daar is nie politieke kapitaal daaruit te maak deur vir mense te sê ek gaan vir jou plaasgrond gee nie. Daar is dalk 'n bietjie daaruit te maak deur te sê ek gaan vir jou in 'n stedelike area gaan ek vir jou grond gee om 'n besigheid te begin. So daai is bietjie van 'n ons moenie te veel daaraan maak. Nee, jy moet, want jy moet onthou dit wat in die politiek gebeur is inherente elite kompetisie. Met ander woorde, die politici sal die lewe vir jou wit warm maak. Hulle gaan vir jou baie moeilik maak met daai spesifieke kwessie. Hulle sal bepaalde destruktiewe gemeenskappe kan opstook teen jou ter wille van daai spesifieke kwessie, maar
aan die onderkant van hierdie ding, aan die grond van hierdie debat, bestaan daar nie werklik 'n dringende behoefte by swart Suid-Afrikaners om plaasgrond nie. Daar bestaan 'n dringende behoefte om 'n bepaalde ekonomiese oorlewing. Daar bestaan 'n behoefte om werk te kry, om 'n maatskaplike vlak te betree waar hy na sy kinders na behoorlike skool toe kan stuur, waar hy 'n normale behuising kan kry, waar hy 'n werk het ensovoorts. Daai behoeftes bestaan, maar daar is nie pertinent bewys van 'n behoefte aan plaasgrond nie. Dan, as ons na die toekoms kyk, die volgende 5 of 10 of 15 jaar, hoe voel jy oor landbou in Suid-Afrika? I'm very positive about agriculture in South Africa going forward. I think our dialogue is going to yield sets of principles, or a set of principles against which there will be some policy certainty developed, and the role players and the stakeholders in this space will understand exactly what they need to do, what they must do, and what's beneficial for them to do. I see agriculture in South Africa as being absolutely critical to the baseline economy of South Africa, not only in terms of the employment that it gives, but perhaps more importantly, the food security that it'll have to provide to a country that is growing, as Pete says, predominantly in urban areas off the back of an industrialization process. Land in South Africa is limited. It doesn't grow babies. You can't put a bull to it and make more land. We've got land. We need to make it productive. And I think the emphasis ultimately will have to be on improving the productivity of the land to meet the food security requirements of South Africa. Piet, hoe voel jy oor die toekoms? Ek verkies om nie te sê ek is optimisties daaroor nie. Ek dink ons moet uiters pragmaties wees en ons sal baie hard moet werk as ons hierdie water die drif moet kry. Uiteindelik gaan dit die groot kommersiële boere wees, dink ek, wat gaan oorleef in Suid-Afrika. Die familieplaas soos ons dit nou ken, sal waarskynlik nie 'n bestaansreg hê oor die volgende 30 jaar nie. Hy sal of 'n voedingsbron word vir die groot kommersiële boere, of hy sal in die ekonomie van skaalsvlei verdwyn. En met die tyd sal ons besef dit maak nie sin om soveel Suid-Afrikaners in feudalisme vasgevang te hou nie, en hulle sal na stede beweeg. Ons gaan oor die volgende 10-15 jaar gaan 70-75% van alle mense in stede bly en die hele landskap gaan totaal verander en daarmee saam sal landbou in Suid-Afrika ook verander. En ons weet reeds dat dit die groot boere in Suid-Afrika is. Noem maar die groot 20% boere in Suid-Afrika wat gesê het, ek gaan my tiervelhoed weggooi, ek gaan my two-tone weggooi, ek word nou primêr 'n sakeman. Landbou gaan primêr 'n sakekonsep wees, hy gaan sy politieke identiteit verloor en dan eers is hy werklik op 'n traject, dink ek, wat jy hoë vlakke van ekonomiese groei kan kry wat voedselproduksie betref. 'n Sakemens wat toevallig spesialiseer in die primêre produksie van voedsel. Dus hy's 'n voedselprodusent, hy's nie meer 'n boer nie. Die konsep van boer moet verdwyn. John, baie dankie vir jou deelname. Piet, dankie vir jou insigte. Baie dankie dat jy vandag deel was van die gesprek. Besoek ons webwerf nasieningesprek.co.za en gesels saam op Twitter by Nation Converse. Sluit gerus weer volgende week by ons aan in Nasie in Gesprek. Van my, Theo Forster, totsiens en mooi loop. Nasie in Gesprek met trots aan jou gebring deur Afgri, Fort Knox, Hinterland, Monsanto, Netbank, NWK en Senwes. The world is changing today. The world is changing in every way. Let's stand together, put our hands together, join hands forever. We're making it better. No matter where you are, you could be near or far away. We're singing together, we're dancing